vir Lani sê, baie dankie wat vir ons die sang en die klank en die goed gedoen het. En dan vir die 3 voorsangers hiervoor, baie dankie dat julle die sang kom lei het. Dankie vir die vrouwediens sisters wat vir ons die sop gemaak het in die aand. Dit was baie lekker. Daar is vanaand weer sop, ons nooi vir oulaas 'n broodjie saam te kom eet. Ek wil, kom ons word stil voor die Here. Here, stuur u lig en u waarheid, dat dit ons lei en dat dit ons bring na u heilige berg en na u woninge. Amen. Vriende, kom ons begin die diens, en ons sing die oorwinningslied, staande saam almal, hartlik die oorwinningslied, daarna gaan ek vir Pieter vra, om vir ons te open met gebed, voor die skriflesing asseblief. Kom ons sing die oorwinningslied, almal hartlik saam. Vriende, die gedeelte uit die woord wat ons vanaand gaan deel, ons gaan net eers, is Matteus 26, ons lees uit Matteus 26, vanaf vers 40 tot 44, en dit gaan vanaand oor die bede, laat u wil geskied. Matteus 26, lees ons vanaf vers 40 tot 44.
Daarna het hy na die disippels toe, daarna gaan hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê vir Petrus, kon julle nie eers 1 uur saam met my waak nie. Waak en bid, sodat julle in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Die tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. En toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap, want van die vaak kan hulle nie die hulle oë oophou nie. En hy het hulle weer alleen gelaat en 'n derde keer gaan bid, in dieselfde woorde. En toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog. Die uur het gekom. Die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai, is hier naby, tot sover. Vra nou vir Pieter om vir ons te bid op die verkondiging van die woord. Kom ons sluit ons oë. Dankie Pieter. Hemelse Vader, U is 'n groot en wonderlike Here. U seën ons onverdiend op soveel wyse. Ons is swak, nietige mense. As ons terugdink in Januarie, hoe ons gewonder het waar kom ons reën vandaan. Ons kyk vandag terug en hoe U vir ons geseën het. Mildelik en meer as mildelik, sodat party mense al begin bid vir droogte. Vader, U hand kan ons elke dag sien in die natuur en sien dit in ons gemeenskap. Ons sien hoe U met ons te werk gaan, selfs al glo ons nie elke dag nie, weet ons nie elke dag hoe ons hierdie gemeenskap en hierdie gemeente vorentoe vat nie. En kom U en U seën vir ons mildelik. Baie dankie dat ons leiers soos Dominee Lindewerk vir ons in hierdie week kon lei en dat hy vir ons kon voortgaan en ons kon volg. Gaan nou met hom ook in die boodskap wat hy gaan bring. Vader, en daar waar ons 'n bidtier hierna het, of Pinksterbidtier, daar kom dalk nie baie gebede uit die banke op nie, want ons weet, in stilte is daar 'n klomp, 'n menigte gebede wat na U toe uitreik. U selfs daai stil gebede nie ongevraagd en onbeantwoord gemaak. Dat U sal antwoord op U tyd en ons moet besef, ons tyd is nie U tyd. Ons dankie vir hierdie geleentheid. Ons dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het om sonder vervolging U naam aan te gaan nou met ons in hierdie aand, gaan met ons in hierdie diens. Sterk U ook vir die en sy boodskap, en gaan met elkeen veilig terug na huis. In U naam se naam. Amen. Baie dankie Pieter. Die bede in die Onse Vader wat ons vanaand behandel is, laat U wil geskied. Seker die kernagtigste teks wat die waarde en die gewig van die wil van God saamvat, is die gebed van die Here Jesus in die tuin van Getsemane. Wat hy vra, Here, kan die beker, dit wat vir my voor lê, hy weet wat lê vir hom voor. Elke druppeltjie van die marteling, die pyn, die kruisiging, kan dit nie by my verbygaan nie. Maar laat nogtans nie my wil geskied nie, maar U wil. En uiteindelik wil God dat hy hierdie beker sal drink en onderwerp hy hom daaraan. Maar om te bid, Here, laat U wil geskied, is eintlik 'n gevaarlike gebed om te bid. Want wat is die wil van God? Hoe weet ons of iets die wil van God is? Kan siekte, pyn, lyding van iemand wat lank siek is, dit sukkel ons om te verklaar dat dit die wil van God is. Hoekom sal God dit doen? Ons het in die teologie gepraat altyd van die toelatende wil van God, en dan het ons gepraat van die aktiewe wil van God. En dan het hulle gesê die toelatende wil van God, daar is al die goed gesit
wat ons gedink het, dit kan seker nie die wil van God wees nie. Siekte, pyn, lyding, hongersnood, smart, oorloë. En dan die aktiewe wil van God is die dinge wat God wil. Die vraag is, kan iets gebeur in die wêreld wat nie God se wil is nie? Is God dan nie almagtig nie? En kan hy nie dinge so laat verloop en dinge so laat gebeur dat dinge gebeur soos as wat hy dit wil hê nie? Kan hy nie van die hartseer en pyn en ellende, kan hy nie van dit verhoed nie? Want God is tog soewerein en almagtig, hy is oppermagtig, hy het alle mag. Hoe verklaar ons dit? Dan dat dinge gebeur wat vir ons moeilik is om te verstaan, dis die wil van God. Eerstens moet ons sê wat die Bybel vir ons leer is, wat wil God nie? God wil nie die sonde nie. God wil nie die sonde nie. God wil dat alle mense gered moet word. Daaroor is die Bybel tog baie duidelik. As ons teruggaan na die begin toe van Adam en Eva wat in sonde sou val, was dit God se wil gewees. Dan het ek uit die Dordtse leerreëls hoofstuk 3 een paragraaf hier neergeskryf wat dit so mooi belig. Hoor as wat enige mens dit kan sê. Die mens voor die sondeval in sy wil en sy hart was hy met geregtigheid toegerus. Sy hele gesindheid was suiwer. Hy was dus volkome heilig. Maar deur die ingewing van die sonde en die duiwel en uit sy eie vrye wil het hy hom van God losgeskeur. So dat die wil van God, maar God het die mens ook geskep, vir my en vir jou, alle mense van die eerste self, met 'n wil van ons eie, wat ons wil. Jesus wil nie die kruispad loop nie, maar die Vader sê nie, hy moet dit loop. Wat ons wil en wat God wil. En as ons nie geskape was, ek en jy, met 'n vrye wil om te kan kies tussen goed en kwaad nie. As ons nie die vryheid sou gehad het nie, dan sou ons nie werklik in volkome geskep gewees het in die beeld van God nie. Want God het 'n vrye wil. So die God skep die mens so dat hy kon kies. En nie dat hy 'n robot is wat net lofsange sing en die Here loof en prys en net al die goeie dinge doen nie. Die verlore seun kan sy goed vat en hy kan wegloop. Mense kan teen God opstaan, hulle rug teen God draai. Maar wat ons definitief weet is, God wil nie die sonde nie. Hy het die mense skep, so sê Dordtse leer, vir my en vir jou geskep, in staat om nie die sonde te doen nie. Augustinus het gesê, possi non peccari. Possi is moontlik, non nie, en peccari is sonde. Hy het ons geskep, dat dit vir ons moontlik is, om nie die sonde te doen nie. So het Adam en Eva geskep met die vermoë en die insig en die wysheid om te weet, om te kon sê nee, Satan hulle probeer verlei. Maar as die appel aan Eva gegee word, simboliese taal vir die val en sonde, dan kom God nie en ruk dit uit haar hand uit en sê nee, ek het nie vir jou gesê jy moet dit doen nie, want dan neem hy haar vrye wil weg. Die sonde bring saam met sterflikheid, die dood. Van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag hulle neem. As jy daarvan neem en daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En dan laat God hulle die tuin bewaak, sodat die mens nie dalk van die boom van die lewe, waarvan hy mag geëet het, maar toe nooit eet, en dat hy vir altyd lewe nie. Daar's 'n verskil tussen om vir altyd te lewe en ewig te lewe. Hier gryp God tog in om die verdere
ellende te voorkom en dryf vir hulle uit die tuin uit. Onthou hulle het van die boom van kennis van goed en kwaad geneem en geëet, wat hulle nie mag van eet nie. Maar die boom van die lewe, wat as hulle daarvan geneem het en geëet het, sou hulle die ewige lewe ontvang het. Daarvan het hulle nie gevat nie. So as gevalle sondaars, in 'n sondige bedeling onderworpe aan die sonde, sit hy hulle uit die tuin en laat die toegang bewaar, sodat hulle nie miskien kom en nou van die boom van die lewe neem en daarvan eet en vir altyd lewe nie. Want dis wat dit op toneel so gekom het. 100, 200, 250, 300 jaar, 400 jaar, ons het die ou tydsplek gekry vir ons. Maar met siektes, pyn en lyding, do you really want to live forever? As jy kan kies hoe oud jy wil word, wat sal jy kies? Maar min van ons sal kies om nou regtig ouer as 100 te word, want dan is daar soveel pyn en soveel ellende. So daar is 'n verskil tussen om vir ewig te lewe en om vir altyd te lewe. So bring die mens met die sondeval, die sonde en die dood en die sterflikheid oor homself, dat hy sou sterwe, seker 60, 70, of as hy sterk is 80 jaar, en daarna om te sterwe. Bring op ons veroudering, dat ons ouer word in die generasie. Hoe ouer 'n mens word, hoe nader kom jy aan die dood. Die ou doopformulier het dit so mooi gesê, hy het gesê, daar iewers in die ou doopformulier het gestaan, terwyl hierdie lewe dan 'n gestadigde dood is, laat ons tot God wend en ons bekeer. Met ander woorde, van hy gebore word, as jy besig om dood te gaan. Party vat net bietjie langer as ander, maar die hele lewe is eintlik 'n sterwensproses, maar dis dan baie negatief gestel, nee. Maar die vraag is, do you really want to live forever? Die mens kies dus die dood, lyding, hy kies distels en dorings, swaar kry, om die sweet van jou aanskyn, jou brood te verdien, en met smart en pyn kinders in die wêreld te bring. Dit is die wil van die God, en die wil van die mens. Die wil van die mens is na die sondeval, wat ek en jy wil doen. En elke dag, ek wil vandag dit doen, of ek wil dit doen, of ek wil nog eendag dit doen, of ek wil my lewe lang nog dit gedoen het. Die wil van die mens het deur die sondeval verdorwe geraak, sodat ons nie altyd die goeie wil nie. Ons sal soms die kwade wil, en die kwaad oor iemand uitspreek, wat teen die wil van God is. Maar nou sê die Dordtse leer, as ek vir verder lees, die Dordtse leer 3 vers 11, 3 bladsy 3:11, deur die kragtige werking van dieselfde Gees wat die wedergeboorte aan ons skenk, dring hy deur tot die binneste dele van die mens en open hy die hart wat gesluit is. Versag hy wat hard geword het en wat onbesnede is, besny hy. In die verdorwe wil van die mens, in die verdorwe wil wat ek het, stort hy hoedanighede en maak hy die wil wat dood was, eintlik van my willoos gemaak het, weer lewend word. En dat wat sleg was, goed word. En wat onwillig was, gewillig word. En wat ongehoorsaam was, gehoorsaam. En hy beweeg en versterk die wil, sodat dit soos 'n goeie boom, goeie vrugte dra. Deur die sondeval is die wil van die mens versteur, sodat ek eintlik nie altyd die goeie wil nie. Soms wil ek die goeie, soms wil ek die kwaad. Soms dink ek as ek die kwaad wil, dis goed. Ek weet nie wat is goed nie, ek weet nie wat is reg nie. Soos Paulus gesê het, ek weet nie hoe ek dit met myself het nie.
Maar die kwaad, maar die wil van die mens is uiteindelik deur die sonde dood. Dat jy nie kan sê, ek gaan my bekeer, ek wil beter lewe, ek wil my lewe verander, ek wil opstaan, ek wil 'n nuwe mens word. Ek kan nie dit word as God dit nie deur sy gees my gee nie. En dan kom hy en dan wederbaar hy ons deur sy gees. Ek kan nie daarop stil staan nie. Maar dan gee hy 'n nuwe hoedanighede in ons wil. Hy verander my wil en hy maak my wil goed sodat ek graag die goeie wil doen en nie die kwaad wil doen nie. God wil dat alle mense, God wil dat alle mense gered word. Daarom dat Jesus aan die kruis moes sterwe. En ek dink dis wat Jesus verstaan het as hy sê, laat nogtans nie my wil geskied nie, maar u wil. Want as sy wil as mens wat pyn moes verduur, want hy was 100% God en 100% mens. Hy was nie, met Magda Viljoen se begrafnis het hier iemand in die kerk gepreek het en gesê, God was 50% God en 50% mens. Ek het amper 'n hartaanval gekry voor waar ek het sit, want dit is so in ons ingedring, hy was 100% mens, hy was waarlik mens, net soos ek en jy, het gevoel soos ek en jy, maar hy was ook waarlik die seun van God. Dit is asof hy vir God wil sê, is daar nie 'n ander manier waarop dit kan plaasvind nie. Moet daar 'n plaasvervanger sterf? Moet die siel wat sondig regtig sterwe? En dan, dit is die Ou Testamentiese beginsel van net bloed, net 'n lewe kan 'n lewe wat geneem is uitwis. God wil die goeie. En hy stel my en jou in staat teenoor ons eie wil om te ontdek en te ken wat is goed en om dit te wil. Die wil van God word ook in Psalm 119 geteken as iets wat 'n mens dan moet soek in die Bybel en die woord. Wat is die wil van God? In Efesiërs skryf Paulus vir die Efesiërs, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar teenoor onverstandig, stupid, soos ons vandag sê, staan, maar verstaan wat die wil van die Here is. Soek na die wil van die Here. Want ons weet nie altyd in alle omstandighede wat is God se wil nie. En as dit nodig is, en ek ontdek maar God wil iets anders, vra dit 'n oorgawe van my eie wil. Ek sê dit vir u baie maklik, maar jy weet ons siekie aan die indre kanker gehad het en die dokter vir ons het sê dis terminaal, het ek so gebid dat hy moet lewe. Ek het so gedink, wat goed kan tog nou kom, maar in elk geval, ek het dit met 'n beswaar manier geleer om te sê, laat u wil geskied. Ek weet nie hoekom, eendag sal ek verstaan, my Here, laat u wil geskied. Maar dan vra dit om te sê, Here, laat u wil geskied, vra dat ek my eie wil sal prys gee. Christus wil nie die kruis en die pyn en die lyding nie, maar want hy sê, kan hierdie verderf nie by my verbygaan nie, maar ek sê vir die Here, laat nogtans nie my wil geskied nie, maar u wil. Dikwels is dit wat ek wil teenoor wat die Here wil. Ek was nog 'n student op Stellenbosch toe een vakansie by die huis kom, toe sê my ma, sy het daar by 'n bidtuurgroepie en die bidtuurgroepie het gesê, Rina, is die seun van jou wat so predikant hier kom, moet jy hom bring dat hy vir ons hier 'n boodskapie by die bidtuur bring. Maar ek het toe gegaan die aand en 'n boodskapie gebring. En toe het 'n oom gebid. Hulle het eintlik gebid, was 'n groepie wat gebid het vir mense wat siektes en probleme en bekommernisse het. En die leier van die groep het die aand afgesluit en hy het gesê, ons bid Here dat u hierdie mense sal genees as dit so in die raadsplan mag bestaan. En as mense wat sal sê, dan twyfel ek, as ek dit bid, sê ek al klaar, ek twyfel. As dit nie gebeur het, dan sê ek nie, maar dit was nie God se raadsplan nie. Maar as ek dit eerlik bedoel, as dit so in die raadsplan mag bestaan, laat u wil geskied, dan is die aanvaarding van die wil van God nie 'n fatalistiese aanvaarding nie. Ek kan nie anders, God wil dit, ek moet nou maar
my daarby neerlê nie. Ek is net 'n slagoffer in sy hand. Ek is net 'n speelder. Hy maak wat hy wil as ek klaar is, gooi hy my een kant nie. In sy boek Far From the Madding Crowd skryf Thomas Hardy. En die boek eindig met die woorde: The president of the immortals have finished his game with this, die karakter in die boek. Klaar kat en muis gespeel met haar. Dis tog jou lot. En hy het haar oorgegee aan die dood. Dit is nie hoe God werk nie. Hy speel nie met ons kat en muis nie. Dit is om jouself in liefde en vertroue, soos 'n kind, aan die besluit van die ouers te onderwerp. Hy is 'n alwyse God, wat beter weet, en wat verstaan wat ek nog nie verstaan nie, en wat die toekoms kan sien wat ek nog nie sien nie. Die Bybel sê, wie kan hom raad gee? Kan ek vir hom sê wat is die beste om te doen? En dit sluit aan by Romeine 11 vers 33 wat sê, oor die diepte en die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en hoe onnaspeurlik is sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here en wie gee hom raad? Ek moet afsluit met nog 'n aangrypende voorbeeld. Jy weet, Engeland is maar in die begin oorheers deur die Anglikaanse kerk. En toe die hervorming ontstaan het in Europa, het dit ook deurgewerk na Engeland toe. En daar het die Presbyteriaanse en die Methodiste kerk tot stand gekom. En moenie 'n fout maak, die Anglikaanse kerk was net so teen die hervorming, en hulle daardie hervormers net so vervolg en doodgemaak, net in Europa, wreed vervolg om die hervorming te onderdruk. En teen die einde van die vervolging is een van die leiers van die hervorming, Richard Cameron, vermoor. En hulle het sy kop en sy hande afgesny en hulle het na Edinburgh toe geneem. Die hervorming was die sterkste in Skotland. Waar sy pa in die tronk was vir sy geloof. En hulle het dit vir hom gesê, hier is jou kind, sy kop en hande. Om hom te martel en te laat afsien van, om te sê dit wat hy glo. Vir hom sê, weet jy wie dit is? En ek het gelees, hy het sy kop in sy hande geneem en gesê, ek weet, dis my seun, my eie seun. En toe het hy hom gesoen en gesê, dis die Here. Goed is die Here wat nie verkeerd kan wees nie, maar wat ons goedheid en guns laat volg al die dae van ons lewens. Dit is ongelooflik nie. Ongelooflik nie. Die geskiedenis van die kerk is geskrywe in die bloed van martelare. En dit is waaruit ons geloofstradisie stem. Mense wat bereid was om het te onderwerp aan die wil van God. Ek weet nie hoekom God dit toegelaat het. Ek weet nie hoekom hy dit laat gebeur nie. Maar hy het 'n doel daarmee om dit te gebeur. Ons professor, net die laaste vraag waar afsluit. Ons professor in sendingwetenskap op Stellenbosch was professor Willie van der Merwe. En dierbare oom, en hy het gaan sendingwerk doen in Malawi, hy en sy vrou. En as elke keer wanneer iemand sê dat Malawiese werkers, maar dit is sulke wonderlike mense, en dit is so anders as die ander, dan weet ek in Malawi en in Zambië het Suid-Afrika groot sendingwerk gedoen. En in Malawi behoort almal, feitlik almal, aan die NG Kerk. En in Zambië ook, maar in Zimbabwe is dit en hier by ons die teenoorgestelde. En terwyl hulle daar in Malawi was, is sy jongste seentjie, klein Willie, dood aan malaria. En toe het hulle die liggaam na balsem en toe het hulle die hele reis ingesit van Malawi af, soos dit daai tyd kon wees, Stellenbosch toe om daar kom begrawe. Toe sy familie en die vrou sy familie gesê, julle moenie weer terug gaan nie.
Dis te gevaarlik daar. Die Here het julle hier ook nodig. Hy kan julle hier ook gebruik. Bly in Suid-Afrika by ons, moenie teruggaan nie. En hy sy vrou sy het self vertel, hy sy vrou daaroor gebid en die leiding van die Here gevra, moet ons teruggaan. Ons weet, ons stel ons lewe in gevaar. Van God wat wil hê dat alle mense gered moet word. En die Here het vir hulle die teks gegee, niemand kan tog vir God vra, wat doen jy nie? En hy en sy vrou is terug op die trein Malawi toe, en op die terugreis het hy die bekende sendinglied geskryf, wat ons baie gesing in die kerk. Ek wil sing van Jesus liefde, van sy hart vol medelij, en liefde vir verlore mense, van sy liefde ook vir my. Liefde, Jesus liefde laat my heen gaan, na 'n heidendom so groot, om te ly, te stry, te sterwe, want dit is sterker as die dood. Hoe sou ek dit anders kon verstaan van God? Hy het sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgelewer het. En net nog iets hoe dit in sy lewe neerslag gevind het, toe sy beroep om professor in sendingwetenskap te word, toe hy oor die 60 is. En professor David de Villiers het ons vertel, het eendag in Victoria Straat opgestap, en toe is daar 'n klomp munisipale werkers besig om 'n sloot te grawe. En dit is 'n baie besondere warm dag. Die sweet het hulle afgeloop en is hulle net 'n bietjie rus, dan het die voorman gesê, kom, julle moet kap ons moet klaarmaak vandag. Elke keer op hulle geskree, wanneer hulle stil staan om te rus. En toe het professor Willie van der Merwe daar verbygestap, het hy sy baadjie uitgetrek, het op die sypaadjie neergesit, en hy het in die sloot geklim. En hy het die pik by die een swarte gevat en gesê, rus jy so bietjie, ek sal in jou plek die plek slaan. Wat so 'n bevestiging is van sy ware geloof, hy wat in ons plek wil staan, wat 'n vriend het ons in Jesus. Dis maar net die gedagte wat ek vir u wil deel, dat ons hele lewe is eintlik maar staan onder die gebed van Here, laat u volmaakte wil geskied. Ek gee nou weer geleentheid vir stil gebed, dan gaan ek vir Andrie de Kok vra om vir ons na 'n rukkie af te sluit asseblief. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook vanaand weer hier by mekaar kan wees. Baie dankie ook vir 'n Pinkster weer in elkeen van ons lewens wat ons in hierdie jaar kan beleef. En baie dankie dat ons ook weet dat U vir ons nie alleen gelaat het hier op die wêreld nie. Maar dankie vir die Gees wat U gestuur het om ons te kom lei en met ons te wees. En dankie dat U ons hierdie afgelope week om toerus ook vir die taak wat U vir elkeen van ons ook in U koninkryk het. O Hemelse Vader, daarom wil ons vanaand ook vir U vra, laat U koninkryk kom en laat U wil ook geskied in elkeen van ons lewens en ook hier in ons eie gemeente. Dankie dat U vir ons ook goed is en dat U vir ons wonderlik seën. Dankie vir Dominee
blinde wat sy gesondheid ook so verbeter het, dat hy ook vir ons hierdie Pinkster kon hou. Wil ek ook vir hom seën en ook elke boodskap wat hy elke aand vir ons gebring het. O Hemelse Vader, wil nie met ons aan iemand bewees in die tyd en in die jaar wat voor lê. En waar ons ook as 'n gemeente, Hemelse Vader, uitsien na 'n leraar ook, wil ons vanaand vir u vra dat u ook die regte een sal stuur. U weet en u ken ons omstandighede en u weet ook wie en wat ons nodig het. En dankie dat ons op u kan vertrou en dat ons weet u is altyd daar. En dankie vir al die seëninge, vir al die genade. Seën vir ons ook as 'n gemeente, as u koninkryk hier in Boshoff en help vir ons om op soos koninkryk kinders te leef. Ons vra u dit nie uit omdat ons dit verdien nie, maar net uit genade in Jesus naam. Vriende, baie dankie. Kom ons sluit vir die laaste keer af met die Onse Vader gebed. Ons staan, dan sing ons weer die Onse Vader gebed en slotte saam. Daarna is jy welkom om op die sop en broodjies te kom geniet, 'n bietjie te gesels. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam. Laat u reich kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skade net, soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Vriende, baie dankie.